vol genoeg en die wêreld oud en die mense moeg, want die haan het gekraai, ons het mekaar verraai, maar skraap die sout weer op 'n hoop, want die winde gaan draai, en ons doen wat ons moet doen, kan nie anders nie, dis hoe ons met die tyd versoen, ons doen wat ons moet doen, akkers skraap en sout van die aarde raak, 'n enkele dag kan by 'n leeftyd gaan draai, en die rugsak laai, met ons saam met ons dra, op die soutpan se ooptes, kan ons ook verdwaal, maar hou die vrees verby, want die waarheid maak vry, en ons doen wat ons moet doen, kan nie anders nie, dis hoe ons met die tyd versoen, ons doen wat ons moet doen, akkers skraap en sout van die aarde raak. Dag, Rebecca. Pastoor? Dis jammer van gister. Mense is verward. En as ek eerlik moet wees, ek ook. Ons almal is maar verward, pastoor. Jy kan my ten minste Gerald noem. Ons moet hierdie ding met mekaar uitpraat, totdat duidelikheid kom, vir elkeen in sy eie omstandighede. Vir my en Tommy was die huis in Vlaktevlei so 'n uitkoms gewees. Ek het gehoop ons kan hier bly. Dis veilig hier en ten minste het ons 'n dak oor ons kop. En ek weet nie wat om vir jou te sê nie, Rebecca. Ons is almal saam in hierdie woestyntyd. En ek weet nie juis of die beloofde land werklik vol heuning en vleispotte is nie. Wie weet wat vir ons wag. Ons weet nie. Maar wat ook al gebeur, ek weet net dat ek nie na Johnny toe kan teruggaan nie. Nooit weer nie. Waar was haar skool in elk geval sonder ons? As hulle weet wat goed is vir hulle, sal hulle bekke choop stil hou. En my eie suster sit natuurlik in die voorste gestoeltes. Ons dink Vosvilander was die opstoker, met 'n aanhang. Wat Tracy is boonop bitterbek. Hy wou die skool of Pos en Jemina Kilian se plek gehad het. Ek dink die Jemina voel veel vir Vlaktevlei nie. Dit is nogtans haar plig om haar personeel te leer. Het jy die orkes gereël? Is jou party. Maar jy het gesê jy kan nie af van die Kaap ek tog gaan bel. Jy het seker nog nie eens 'n tyd vir Saterdag aand nie. Dis my probleem. Jy kom net met een van hy seepunse pangs met perse hare hier aan nie. Sorg liever vir jouself. O, ek het vroegtydig en betyds. Wie is die mooiste in die land? Dr. Samuel van der Sand. Patricia. Die helfte van die mense het nie vanmôre opgedaag vir werk nie. Hulle is dwarsmans daar om te gaan vorms kry. Verhuising. Is hierdie verdomde Vlaktevlei besigheid. Die rekeninge is klaar en
Die briewe kan geteken word. Dankie. Ek het amper vergeet dis die einde van die maand. Hoi, dankie, Phil. Van Helberg Suidmyn, goeiemôre. Gretel. Vanmiddag. Ek sal probeer. Ek sal dit weet. Goed, dankie, Gretel. Man, Phil, kan ek vanmiddag so ure wat afkry? 'n Vriendin van Gretel Grossman is sielkundige kom deur van die Kaap af. Sy wil nogal graag met Silie gesels. Waaroor? Oor Silie se toestand. Kyk, miskien kan daar iets aan gedoen word. Jy kan afkry. Maar jy moenie vir Silie verder verwar nie. Nou? Philip het my salarischeck gegee. R1000 'n maand en hy trek R200 af. Lucies, ek sal mos nooit so kan spaar nie. Praat met hom nou oor. Wat ek moet hoor is van hoe hy sukkel en van my pa se skuld. Kyk, toe ons nog hierdie Suidmyn gehad het, het ons nooit gesukkel nie. Ag, dit was seker maar die quarry wat al die kapitaal gevat het. Hy moes daai tyd geld insit vir nuwe voertuie, toerusting. Maar een ding weet ek, Hendrik was nie een verskil nie. Maar dit is so, nee, Ombontie. 'n Ander man se wees is duister. En as hy regtig in die moeilikheid was, dan kon hy mos die klipgroep verkoop het. Samuel se maatskappy het belang gestel nie. Hy kon seker, ja. Phil sê my Samuel is in die agterkloof doenig. Smaak my, hy dink daar's een of ander soort van graniet. Hy wil dit laat toets. Maar sien, dit klink vir my baie snaaks, Ombontie. Ek kry net so 'n snaakse gevoel Samuel weet meer as wat ons dink. Ek weet nie of ek hom vertrou nie. Ek dink daarom nie hy's 'n skelm nie. Kyk hoe goed was hy vir Boeta. En vir Silie. Is jy nog nie klaar nie? Lucia se afspraak is 3 uur, ons moes al gery het, goed grief. Hoe ver is jy? Klaar, olie is afgetap. Plaks en punte. Jy kan ry. Ek moet vir Lucia by die dokter kry. Haar bloeddruk bly hoog. En dis nie iets om mee te speel nie. Dit was die einde van Abraham gewees. Aar in die kop wat bars. 10 dae in 'n koma. Hey. Goed grief. Ja, dis 'n verrassing. Kom binne. Hallo Jemina. Ek het net kom hoor of hulle al die vensters vervang het. Vanoggend al. Ek is baie jammer oor gister. Opstokers van buite af. Ja, nee. Dit weet ons. Sit. Ek wil net dit sê. Almal dink seker nou dat ons wreed en ongevoelig is. Maar ons het die munisipaliteit al 'n jaar gelede gesê dat ons nie die termyn gaan verleng nie. As hulle minder slap gehad was, ons dinge dalk nou anders. Ek het nooit gedink julle is wreed of ongevoelig nie. Julle was nog altyd ons grootste donateurs. Nou, dankie. Dis bly om te hoor iemand op vlakte vleis nie vir ons kwaad nie. Ek het gewonder of jy ons al kan help. Ek glo nie Vos Philander is klaar met sy opstokery nie. Dit sal goed wees as jy kan hoor wat hy in die mou voer. Jy's reg. Vos is 'n vos van 'n ander kleur. My plan was om met my personeel te praat. Ek wil nie hulle moet betrokke raak nie. Dankie. Baie dankie. Dis baie geld, Gilbert. Ons het juist sporttoerusting nodig. Dit is vir jou om persoonlik te besluit hoe jy dit wil gebruik. Ek pos die kwitansie. Nee. Ek soek nie 'n kwitansie nie. Ek soek jou ondersteuning.
Jy het mos invloed onder die ouers. Reg? Reg. Jamie, wanneer kom jy? Ek's klaar. En Gilbert? Hy het net kom hoor of die mense van die glas hier was. Ek het nou 'n koppie tee nodig. Ek kom nou net van Dwarsmansdal af met Lucia. Het jy gehoor hulle het amper die skool afgebreek? Dis nog niks, sweetie. Hulle gaan die hele dak afbreek as hy hoor van Lucia. Ek was met haar by die dokter. Hy sê sy is 7 weke ver. En dit op haar leeftyd. En nadat sy gedink het haar tubes is dig toe. Ek kan believe. Jeremia Mara nou? Ek word 'n ouma. Can you imagine? Wat sal Abraham gesê het? Lucia met 'n kind op die arm. Hulle sal nie weet wat hom tref nie. Wat ek nie kan verstaan nie, is dat die dokter so 'n fout kon maak. Dis die dokter se skuld nie fout. 'n Eerste kind op my leeftyd. 'n Ma blaker ek natuurlik die wêreld voluit. Ek sal maar soveel moontlik moet lê. Veral aan die begin. Ek weet dit is vir jou 'n vreemde gedagte. Ja, ek sal moet gewoond raak aan. Dit sal maar vir ons almal 'n aanpassing wees. Ekstra uitgawes ook. Jy weet dit kos nie niks om 'n kind groot te kry nie. Die mediese fondse so te sê vol vir 'n jaar. Wat is dit nou? Ja, seker maar vir my ook 'n soort van 'n skop voel. Maar ek het gedink dit sou iets beteken vir ons huwelik. Jy weet self. Baie verlore geraak tussen ons. Dis als my skuld. Hoekom sê jy dit nie? Dis nie wat ek bedoel nie. Hoekom sê jy dit nie hardop nie? Dat jy vir Silie moes help grootmaak. Dat jy dan nog met Leendra se probleme ook sit. Maar dis nie Silie of Leendra nie. Dis ons. Wat van ons? Toe wat van ons? Ek probeer alles in my vermoë om dinge so maklik as moontlik te maak vir jou. Ek weet ek is jammer. Ek het my miskien maar net verbeel. Ek moet aan die kant toe. Het jy nog iets nodig of so? Ek weet nie of Silie gaan saamwerk nie. Maar daar uit te kry is, sal Debbie op 'n manier uitkry. Sy is baie goed met kinders. En Silie praat nie oor daai dag nie. En jy? Ek is my so vreemd. Maar een dag in 'n mens se lewe kan wees, wat sonder dat jy dit beplan het, so onder die soeklig kom. Elke handeling daarvan. Alles wat gesê is, alles wat gedoen is, tot van lewensbelang.
Uiteindelik lewe jy saam met daai een dag. Asof al die ander dae voor dit niks stel nie. En al die ander dae daarna ook nie. Ek kan nie wegkom van daai dag hier, Gretel. Voordat jy jouself nie kan vergewe nie, sal jy seker nie kan nie. Ek het nie Ferdinand se juwele gesteel nie. Silly, Sê my, onthou jy daai dag wat jy op die stootskraper gespeel het? Onthou jy het bo op die sitplek binne in die hokkie gespeel? Hoog bo op die stootskraper. Onthou jy die grond was ver onder jou? Wat het jy gespeel, Silly? Jy moes my toe daai dag huis toe neem. Ek weet wat ek vir my pa gaan sê nie. En op pad onder in die klein kloof het Gilbert by ons stilgehou. Hy het gesê dat hy klaar by my pa was en dat hy alles vertel het. Van hoe ek 'n dief was. En hoe sy ma my soos 'n hond uit die hotel het moet wegjaag. En daar was iets so magteloos in my na al die jare wat my so getreiter het. En net toe hoor ons hoe daai hele klein kloof net ontplof. Ek het eers gedink is my kop wat ontplof. Ons het deurgejaag huis toe en daar was net hierdie verskriklike chaos. Rook en rommel. Silly, sy was bewusteloos. My ma en my pa was dood en Gilbert is die laaste een wat by hulle was. Ek was seker hy het hulle doodgemaak. Absoluut verskriklik. Ek was mal van woede. My ma en my pa was dood sonder dat hulle my kant van die storie gehoor het. Ek het nie omgegee wat met my gebeur nie. Ek wou vir Gilbert gaan doodskiet. So ek is teruggetel toe. En ek het hulle almal in my kamer gekry. Ferdinand was besig om my laaste goed in te pak. Manet was nog in die gang. Verskriklike goed vir haar gesê. En Gilbert het gelag. Hy het gesê ek moet my bek hou, ek klink net so dief wat ek is. En ek het geskiet. Maar Ferdinand het omgeswaai by my kere. Toe val hy op die grond neer. Arme ding. Maar jy kan nie jou lewe lank bly klou aan hierdie een moment nie, Leandra. Jy het reeds jou straf uitgedien. Jy het elke bietjie skuld klaar betaal in 'n tronk. Al wat oorbly is om te aanvaar dat jy vry is. Jy is net vry as jy kan vergewe. En dit kan ek nie doen nie. Silly, onthou jy? Skielik was daar 'n groot ontploffing. Onthou jy die geraas, Silly? Is jy bang, Silly? Wat, Sissy? Sy's net hier buite. Ek wil huis toe gaan. Sy het saamgewerk. Nie eintlik nie. Ek sal die hele paar sessies met haar nodig hê. Net om haar vertroue te wen aanvanklik. Weet jy, sy het 'n blok. Sy wil dood eenvoudig nie onthou nie. En ek kan miskien probeer om haar onder hipnose te plaas, maar ek dink nie sy kan lank genoeg konsentreer op hierdie stadium nie. Sissy.
Daai tannie is soms simpel. Hoekom? Sy vra verskriklik baie vrae. Sy wil alles weet. Ek wil nie weer gaan nie. Dit toe afgeloop. Ag, ek weet nie. Die sielkundige sê Silie het iets soos 'n blokkade, dinge wat sy nie kan onthou nie. En Silie wil ook nie weer gaan nie. Nee, wat, Leandra, ek weet jy bedoel dit goed, maar ek dink jy moet haar maar los. Hoe meer 'n mens aan haar torrel, hoe meer haar stadig raak sy. Lucia het al hoeveel keer probeer. Het help tog nie. O ja, van Lucia gepraat. Ek dink ek gaan die res van die middag ook maar afvat. Daar's iets wat sy vir jou wil sê. Wat? Nee, wat? Laat sy maar praat. Wat is dit? Jong, ek het nie gedink ek is op my leeftyd in staat tot so iets nie, maar daar's 'n klein fantonnetjie op pad. Hy voel geluk. Dis nie 'n grap nie. Jy het in die stootskraper gesit, in die hokkie. Dit was hoog, baie hoog. Onthou jy? Ek het weggekruip. Ek was bang. Papa het so stil in die kamertjie gelê. En die oom het die deur agter hom toegemaak en die vlammetjie aan die brand gesteek en omgedraai en gehardloop en weggery. En mamma het by die werf aangekom met hoendertjies se kos en gaan nie weer na daai tannie toe nie. Ag man, ek's bly vir jou, pa. Ek kan dit self nog nie eintlik glo nie. En dit na al die jare wat ek aan vol gedink het ons sal nooit kinders hê nie. Vir is hy baie opgewonde oor die idee nie. Ag, gee hom tyd. Dis die baba eers nou sal hy baie trots wees. Ek hoop so. Sê my, jy nou al gedink oor Saterdag? Nee, ek wil nie gaan nie. Ek wil nie na by Gilbert kom nie. Maar miskien is daar regtig iets wat hy weet en miskien gaan ek nooit weer kans kry om uit te vind nie. Maar gaan dan. Gaan en tel jou kop op en wys hulle jy het sterker aan die ander kant uitgekom. Ag, ek het in elk geval niks om aan te trek. Wel, ek het hoope uitgaanklere wat in my kas hang. Samuel, how are you? You're looking good, huh? Well? What, a new woman? Good news, perhaps? Yeah, you read me like a book, Mario. I brought you beauty. Oh. Very well crystallized, huh? Homogeneity. Fine banded texture. And the color, exceptional. Well. What do you know? Preliminary report. We have an ideal setting. There are substantial whaleback outcrops without any overlaying loose boulders, and it's only about a kilometer away from that same old quarry. Remember? I do. But, that was not the only reason you went, was it? What do you mean? You went to find out about the accident when you were there. Huh? The tragic blast in which the owner and his wife were both killed, huh? I forget the name. Van Helberg. I see. Yeah. There are 2 daughters left. But they don't own the land. Belongs to a Reelinghuis family. They're wealthy developers. They own the hotel and just about the whole village. So, did you find what you were looking for? Well, I found the granite. That is not what I mean, Samuel. I know.
Well, I had to find out what happened that day. That's something I have to work through by myself. In the meantime, we polish and we test the rock. I'd like you to come and see. If we test positive, I will come, personally. If not, I will phone. How soon? End of the week. Jou ma sal vrek oor hierdie rok. Het was haar geweest, want die datum sy nog in Oxford was. Ooh. Ek het die rokkie gekoop toe ek nog baie jonk was. Ek het dit nooit gedra nie. Ag, dat is 'n lang sad story. Jy sal nie daarvan weet nie, dis voor ek vir Phil ontmoet het. Ek sou verloof geraak het in daai nommertjie. En toe? Toe gaan hy Engeland toe met iemand anders. Jy moet nie terugsit nie. Hou jy daarvan? Stunning. Dra dit. Jy sal baie mooi lyk. Dankie. Die jy moet in die bed kom. Silly, kom help. Kyk hoe lyk hierdie kamer. Hoe lank voor mens iemand vergeet, hè? Dit hang af van hoe lief jy gehad het. Ek is slaap. Môre, dis Phil hier. Ek weet nie. Is seker af panne toe. Ah. Ek was in die Kaap en ek het die soutkonsentraat sommer in die laboratorium gaan toets. Sal jy dit vervolg gee asseblief? Soutkonsentraat, hè? Ah. Ek dink gaan jy sien toe met granietmonsters. Oh, dit ook? Soos dit hoekom jou maatskappy destyds aan my pa se kwarrie belang gestel het, hè? Hoor jy gedink het daar's iets anders in die klein kloof as net klipgrys vir paaie. Hoekom is jy so agterdogtig? Maar dit is net vir my baie vreemd. Jy daag hier op en jy slak jou tent op in die klein kloof soos of dit aan jou behoort. En dan moet ek uitvind dat jy 7 jaar gelede ook daar was en dan moet ek uitvind dat jy daar rondkrap vir klippe. En hoekom mag ek nie? Of behoort die klein kloof aan jou? Verstaan my nou mooi. Ek sal graniet soek waar ek dit wil soek. En as daar potensiaal is in die monster wat in die Kaap getoets word, dan sal ek 'n 20 ton blok uit die koppe gaan loskiet. En as die blok aan al die standaarde in Italië voldoen, dan sal Western Mining die agterkloof begin myn. En ek sal die koppe afbreek soos ek wil. Wie nou van hou of nie. My name is Mario Martinelli. Good morning. Good morning. And you must be the beautiful daughter Samuel told me about. Patricia. Patricia, of course. The one who is having her birthday today. Wonderful. You know what? To be young is to sing a song for love and for life. Because youth, she only comes once. So you must never let her go. Thank you, sir. Oh, please, call me Mario. Mario, this is my mom, Minette. Mario Martinelli. Signora. I hope you have a very nice stay with us. Of course. I am very happy to be here. Very happy indeed. I have 2 beautiful ladies to look at, and I have very good news for my partner. What more could I wish for? You're welcome to join Patricia's party tonight. Signora, Mario is very honored. Mille grazie. Patrice? This way, sir.
Signora? Kijk net hier, wat een sexy bokje. Zie je, wat maak je? Wat? Nee, wacht, nou val ik uit. Dan puncture ik mijn andere long ook. Mensen daarachter, kijk. Huis toe gaan. Ik wil ook huis toe gaan. Denk je, ik wil hier blijven. S'nachts dan snorkelen mij wakker. De gaasmiddelen blijven bedpannen. Ja, ik heb niet ergens iemand om je te praten. Ai, Boeta. Ik heb voor jou ietsie. Daar hebben we die trolley gekoopt. Dankie. Boeta. Oké. Dat is net een meisje in het boek, man. Ik ken haar niet juist niet. Die mensen kijken voor ons. Op Patricia. Op jou, my skat. On a new granite, even medium grained, with the absence of sulfides and soft clays. With a typical rapakiri texture and exotic apricot-colored crystals. Yes, my partner. Very promising. Very, very promising indeed. Have you spoken to Mr. Redlinghuis yet about a prospector's license? Tonight, my friend, we have the party. On Monday, we do business. You know how it is. People, they get upset very easily. Even if we only ask permission to take out one big slice of granite to be tested, then the people, they start to think. Money, money, money. And then they get rude. Now, as far as tonight is concerned, you will look after the beautiful daughter, and I will look after the beautiful wife. And then you get chased out by the jealous husband. And then there is no business at all. No. You know me, Mario. I steal with the eyes. I touch with the heart, not the hands. That is the secret, always. And you should remember that. Easier said than done, Mario. You know, when the right woman comes along, my friend, it is like finding a new, rich, and very rare deposit of granite. Unmined, untouched.
waiting to be lifted out of the place of the past. And if you supply it with all the infrastructure that it needs, you will build your own source of love, with a life expectancy of many, many, many years to come. And you will mine your dreams. Signora. Magnifico. Enjoying yourself? Oh, of course. Ons gaan dans. Drink, Mario? Si, grazie. Patrice? What would you like? Grappa. It is grappa. Oh. Grazie. So, what did you do today? This is a magnificent, magnificent area. Was nog iets wat jy vir my wou sê, onthou jy? Die aand het nou eers begin. Ons het nog baie tyd om te gesels met. Ek is nie op poplap nie. En ek gaan nie my voet uit hierdie kar uitsit as jy nie vir my sê wie nog behalwe jy natuurlik daai dag by my pa was nie. So. Ek sien jy het nog nie jou ou streke laat staan nie. Jy sit nog steeds 'n sien op as jy nie jou sin kan kry nie. Jy sê jy moet nog nie van jou ou streek ontslaag geraak het. Dit lyk my jy lieg nog net so baie. So praat. Ek gaan nie sien opsit. En nie hier waar niemand ons gaan hoor nie, maar daar binne tussen al die mense. So jy het eintlik gekom om Patty se party op te neem. Wat nie? Ek wil nie dat jy moet sê wat jy wil sê. Een deel van die ooreenkoms was jou eers saam met my party en dan kan ons tweeetjies gesels. Okay. Are you married, Mario? My wife died many years ago. But I have a wonderful son in Florence. His name is Maurizio. He is a student of architecture. Something's wrong, Signora. Please excuse me. Of course.
Het jy gesien wie's hier? Jy gaan jou nie laat ontstel nie, maar net asseblief. Een of ander tyd moes julle mekaar vasloop. Ek het haar by hierdie hotel uitgejaag. Ek gaan haar nie weer hier toelaat nie. Sy het nie haarself genooi nie. Verdedig jy haar? Is jy in ekstase om haar weer te sien? Ag, maar net asseblief. Ek vra maar net. Destyds was sy maar so bekwaam, so oulik, so weerloos. Sy het hard en oud geword, Trudy. Ek het haar nie in my lewe nodig nie. Ek bly net hier solank sy hier is. Jy kan dit tog nie aan Patricia doen nie. Sê vir Gilbert, ek wil hom sien. Asseblief. This is Shirley. Mario Martinelli. May I join you? Of course. You are a close friend of the Redlingens family, no? But you came here with Gilbert. I'm not a friend of the family, sir, and I'm not Gilbert's girlfriend. I'm not even his friend. And, I shouldn't have come. I don't belong here. Your eyes, they remind me of an Italian granite. Azure Dolorosa. Blue sorrow. You're Samuel van der Sand's partner? Indeed, I am. Oh, geluk met jou verjaardag, Patty. Ek het nie geweet jy gaan nie wees nie. Ag, ek het agter die kos aangekom. Ek het gehoor as 'n kreef wees. Shame, jy weet in die tronke sal ons net reiswater aanpak. Mario Martinelli. Leandra van Alberg. Excuse me for a moment, please. Of course. Vermetelheid gaan my verstand te bowe. Wat moet die gaste dink? Almal weet wie sy is. So wat? Gaan asseblief nou onder toe, ma. Ek sal sorg dat sy uit ma se pad uit bly. Of is maar bang vir haar? Ek is nie die een wat bevrees hoef te wees nie. As jy ek wat aan soos 'n waansinnige hier ingestorm het om te kom moor nie. Ja. Ma het haar net gebrandmerk. Wat bedoel jy daarmee? Ma het geweet hoe ek oor haar voel. Ma het geweet. Maar sy was mos nie in my klas nie. Sy moes hier uitgewerk word. As sy genaamd klas gehad het, sou sy nie agter elke moontlike man aangestorm het vir sy geld nie. Sy het haar slimstreke met jou eie pa probeer, toe met jou en toe met Ferdinand. Maar met hom het sy net te ver gegaan. Glo wat ma glo, ek glo wat ek glo. En wat glo jy?
Sy het nie Ferdinand se juwele gesteel nie, ma. En ek dink ma weet dit baie beter as ek. Ek het geweet as sy terugkom, sal sy weer 'n wig tussen ons indryf. Maar ek het nie geweet dit sal so gou gebeur. Wie het jou gebring? Is jy alleen? Weet jou suster dat jy hier is? Kom, my ma jou ook nog nie kry as die helse moeilikheid los. Kom, Celie, moenie so bang wees. Moenie so bang lyk nie. As enigiemand ons hier kry, is ons 'n groot moeilikheid. Kom maar. Mensen bom die zeer